Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 15de April 2025. Ons doen die nuus in kollig en die verskeie koerante word kortliks weergegee. En ons hoofopskrif vir vandag sê, vrou wat verkragter doodslaan, verskyn in hof. Die nuushooftrekke vir vandag lyk so: SA Tesorie oor geld vir SANW. Vrou wat haar dogter se verkragter doodslaan, verskyn in die hof. Wynberg hofskieter verskyn in dieselfde hof. SA wil uitvoere verbeter. Man in KZN in hof oor sy eie ontvoering. Kleuterzone sekwestrasiebevel toegestaan. Aitjies die 2025 Waarsdiebeker kampioen. 'n Vrou wat haar dogter beskerm het haar 20-jarige dogter wat 'n spraakprobleem het beskerm deur die verkragter na die voorval dood te slaan. Die ma het na die voorval in Mount Frere in die hof op aanklagte van moord verskyn, borges van R500 aan haar toegestaan. Die dogter het egter 'n spraakprobleem. Die ma is 44 jaar oud en die man was 65 jaar oud gewees. Volgens inligting was die ma gou by die winkel en met haar terugkeer het sy gesien dat die man by haar huis is. Die dogter was besig om haar klere aan te trek en die ma het haar gevra wat gebeur het. Dis toe dat sy die man toetakel en van die gemeenskapslede het die gebeure aanskou en ook hand bygesit en hom verder aangerand. Die polisie is deur 'n persoon gebel en ingelig oor hierdie gebeure. 'n Bebloede 65-jarige man is in die straat aangetref en is daar dood verklaar. Die polisie het gesorg dat die dogter na 'n plaaslike hospitaal geneem word vir verdere mediese behandeling. Die Mount Frere polisiestasie het 'n saak van verkrachting geregistreer, asook 'n saak van moord teen die ma. Ouers word aangesê om hulle kinders te beskerm en nie enige vreemde mense te vertrou om hulle kinders op te pas nie. Geslagsgeweld in Suid-Afrika is regtig kommerwekkend, veral teen vrouens en kinders in ons samelewing. Die gemeenskap vra vir streng optrede teenoor hierdie misdadigers. Die gemeenskap het 'n beroep op die hof gedoen om die saak teen die ma terug te trek, want sy het opgetree om haar kind te beskerm. Volgens die polisie moet selfverdediging binne die wet val, wat behels dat jou lewe in gevaar moet wees en dat jy daarvolgens mag optree. Enoch Godongwana, minister van Finansies, benadruk in nog 'n parlementêre antwoord ook dat die nasionale tesorie nie verdediging ten koste van maatskaplike dienste in die land finansier nie. Die onttrekking volg na groot openbare verontwaardiging in Suid-Afrika nadat 14 SANW-soldate vroeër in hewige met die M23 rebellegroep in Goma in die ooste van die DRK gesneuwel het. Alan Beasley wou ook weet wat van die R5 miljard sal word wat in die jongste betwiste begroting bewillig word vir SANW-soldate in die DRK. Die moontlike hertoewysing van die R5 miljard wat aanvanklik vir die SAMI-DRC sending geoormerk is, sal noukeurig beoordeel word in ooreenstemming met die regering se breër fiskale beleidsdoelwitte en die dringende begrotingsprioriteite. Die 2025 mediumtermyn bestedingsraamwerk stel 'n toekenning van R11,8 miljard aan verdediging voor, insluitende voorlopige toekenning van R6,8 miljard vir vergoeding van werknemers. Volgens Godongwana handhaaf die nasionale tesorie egter 'n gebalanseerde benadering tot die finansiering van nasionale prioriteite. 'n 35-jarige vrou wat gister in die Landdroshof in Wynberg verskyn het, is glo die baasbrein van 'n vermeende wraakaanval waarin 'n moordbeskuldigde in die Einstehof doodgeskiet is. Chaos het uitgebreek toe 'n gewapende hofganger, Dingamayo Chincho, wat 50 jaar oud was, verlede Dinsdag buite die hofsaal D in Wynberg in die kop geskiet het. Hy het tereggestaan op 1 aanklagte van moord, 3 aanklagte van poging tot moord en 'n aanklag van onwettige besit van 'n vuurwapen en onwettige besit van ammunisie. Shireen Matthews se saak is tot 23 April uitgestel vir die staat om borgtoginligting in te samel om meer bewyse te verkry en om te bevestig of Matthews van 'n skedule 6 oortreding aangekla sal word. Die staat beplan om die aansoek om borgtog wat voorlopig vir 23 Mei geskeduleer is, teen te staan. Die polisie beplan ook om met die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling te gesels omdat toegangsbeheer sy verantwoordelikheid is. Dit is tans nog onduidelik wanneer die tweede verdagte in die Landdroshof in Wynberg sal moet verskyn. Diplomatieke bande tussen Suid-Afrika en Amerika wankel sedert die begin van Trump se tweede termyn erg
en vrese bestaan dat Suid-Afrika se deelname aan die Amerikaanse wet op groei en geleenthede in Afrika, AGOA, ook nie later vanjaar hernie sal word nie. AGOA maak voorsiening vir tariefvrye uitvoere na Amerika. Verlede jaar was 'n aantal eerstes vir Suid-Afrika se landbouuitvoere. Ons het vir die eerste keer in 16 jaar toegang tot die Thailandmark vir appels gekry en ons eerste houer avokado-pere is na Japan uitgevoer. Hierdie maand het ons ook marktoegang vir Suid-Afrikaanse tafeldrywe na Filippyne gekry. Ramaphosa skryf dat die regering, private sektor en georganiseerde arbeid intussen sal voortgaan om hulle samewerking te verdiep, terwyl ons 'n globale handelsomgewing navigeer wat al hoe meer kompleks geword het, het hy gesê. As deel van sy G20 presidentskap sal Suid-Afrika ook 'n handelsagenda bevorder waarin G20-lede hulle verbind tot maatreëls om uitgebreide, meer inklusiewe en volhoubare waardeketings te kan bevorder. 'n KwaZulu-Natalse man wat glo sy eie ontvoering georkestreer en 'n losprys van R3 miljoen geëis het op aanklag van regsveruideling in die plaaslike Landdroshof verskyn. Lydens verklaring het die beskuldigde na bewering sy broer vanaf 'n private nommer gebel. Hy beweer hy is ontvoer en 'n losprys van R3 miljoen is geëis. 'n Ondersoek het gevolg en daar is vasgestel dat hy onder valse voorwendsels by die East of Eden Lodge in Blythedale ingeboek het. Hy is in hegtenis geneem en het op 11 April in die Landdroshof in KwaDokuza verskyn. Die saak is tot 16 April vir 'n formele borgtog aansoek uitgestel en hy bly tans in polisieaanhouding. 'n Tweede verdagte is in hegtenis geneem nadat 'n man van Easterrust, Pretoria dood is toe 3 vermeende motorkapers hom en sy buurman aangeval en geskiet het. Nyland Smith, wat 29 jaar oud was, is in die oprit van sy woning doodgeskiet en sy buurman is in hierdie geval gewond. Sy buurman het hom te hulp gesnel en is in die linkervoet en regterhand geskiet. Smith is van voor in die bolyf geskiet. Smith het op pad na die hospitaal aan sy beserings beswyk. Die koerant het vroeër berig, die Bushkop polisiekantoor het 'n verdagte aangekeer. Die verdagte sal môre aan die plaaslike Landdroshof verskyn. 'n Dringende aansoek om Anthony Bogas, stigter van die kleuterzonegroep van skole, se produksiehuis finaal te likwideer, is gister in die Hooggeregshof in Kaapstad toegestaan. Hulle voer aan dat die maatskappy waarvan Bogas die enigste direkteur is, insolvent is. Bogas is op 8 April in sy persoonlike hoedanigheid voorlopig gesekwestreer. Minstens R130 miljoen is glo besoek nadat sowat 1300 beleggers in Bogas se laer risiko skema belê het. Hulle is hoë opbrengste beloof in die meer as 120 skole wat bekom is. Volgens die likwidateur het nog R857.000 van kleuterzoon se geld na verskeie mediahuise gevloei. Bogas het enkele dae nadat die bom in Februarie op sy kleuterzonegroep se bedrywighede gebars het, ten sterkste aan die koerante ontken dat hy onwettige skema bedryf het. Die likwidateurs voer aan Bogas het op 23 Februarie land uitgevlug en bevind hom tans in Bangkok in Thailand. Die Ograbies watervalle in die Noord-Kaap brul, dreun en spoeg soos 'n woedende monster. Die waterval het gister teen 2361 Koemek sy naam gestand gedoen en groot geraas gemaak. Op plekke langs die wandelpaaie koel 'n heerlike sproeireën wat deur die watervalle gevorm word, stappers af. Die mistigheid laat ook die maanlandskap van die Ograbies Nasionale Park 'n bietjie spookagtig, dog romanties lyk. Die park is sedert verlede naweek in rep en roer, soos toeriste van oor die land en wêreldwyd heen die park aandoen om die magiese skouspel te kan sien. Wanneer die rivier baie sterker vloei as wat tans die geval is, kan die toeriste nie tot by die waterval sien nie. President Daniel Noboa, wat 37 jaar oud is, van Ecuador, asook die land se verkiesingsowerheid, sê hy Sondag in die presidentsverkiesing 'n volle termyn van 4 jaar verseker. Noboa het 56% van die stemme ontvang en Luisa González 44%. Noboa het 'n verrassende voorsprong van meer as 1 miljoen stemme behaal na Februarie se eerste ronde, toe hy met net meer as 16.700 stemme voor was. Intussen sukkel die ekonomie nog om na die COVID-19 pandemie te herstel en werkloosheid het erg toegeneem in die land. Noboa is net meer as 16 maande lang al in die ampt nadat hy González in die 2023 wedloop gewen het, om die res van sy voorganger sy mandaat uit te dien. Hy het beloof om maatreëls voor te sit, insluitende militêre ontplooiings, werkskepping, meer beslagleggings van dwelms en wapens, 'n toename in belastinginkomste en pogings om meer private investering na die oliesektor te lok gedurende sy volle termyn. Feitelik alle uitgawes,
kos, klere, mediese fondspremies, elektrisiteit, versekering en data gaan geraak word indien enige Godongwana, minister van Finansies, se voorstel om belasting met toegevoegde waarde, BTW te verhoog, wel die groen lig gaan kry. Daar is geen eensstemmigheid onder die politieke party en die regering van nasionale eenheid oor die BTW se verhoging. Banke en ander dienverskaffers het egter reeds begin om kennisgewings aan hul kliënte uit te stuur oor die voorgenome BTW-styging, in pas met die Suid-Afrikaanse inkomstedienste se aankondigings oor hoe dit sal werk. Die nasionale tesourie het sedert 1 April 30 dae gekry om na alternatiewe vir die BTW-stygings te soek. MultiChoice, wie se tariewe begin April verhoog het, het vroeër aangedui dat die tariewe waarskynlik in Mei weer gaan verhoog, weens die BTW se verhoging. Die maatskappy het egter Vrydag by navraag gesê, hy sal eers in Mei die nuwe tariewe aankondig. Intussen het die uitvoerende hoof van Microfinance Suid-Afrika gesê, 'n BTW-styging plaas beduidende druk op mikrofinansiers. Gisterand was die finaal van die Warstie beker in die Dani Kruywen Stadion en dit was voorwaar 'n spannende wedstryd vir meer as 16,000 toeskouers, waarvan die meeste natuurlik studente was. Die gemoedere was hoog onder beide spanne nadat die nasionale volkslied eers gesing is. Die Aatjies het in die eerste 2 minute agter die pale van die Maties gaan kuier en ook op die 3 verdoel. Na verskeie bewegings het die Maties toe 'n strafskop oorgesit wat die telling 3 vir die Maties en 7 punte vir die Aatjies gelaat het. Ntokoza Mataza, wat vir die Aatjies op linkervleuel gespeel het, het 2-3 gedruk en ook verdoel. Hy het die dartelopies uitgevoer en die plaaslike rugby-unie sal hom beslis in die oog hou vir 'n moontlike kontrak. Die rustuittelling was in die gun van die Aatjies met 19-11. In die tweede helfte die manne in wit die krane oopgedraai en verskeie 3 het gevolg na strafskoppe wat hulle gaan afrond het. Die Maties het net die raad gehad vir goeie spel wat Aatjies tentoongestel het nie. Die finale telling was 44 punte vir die Aatjies en 21 vir die gasheer, die Maties. Na die wedstryd is die beker oorhandig en fees is behoorlik gevier omdat die Aatjies die Warstie beker kampioene vir 2025 is. Die Suzuki Borge het ook goeie blootstelling ontvang, aangesien hulle die hoofborg is, saam met die FNB. Baie geluk aan die Aatjies. Justin Rose het Sondag in die Meesterstoernooi sy bes probeer om Rory McIlroy sy poging vir 'n loopbaan Grand Slam te bederf, en hoewel hy teleurgesteld is om nie die groen baadjie te wen nie, kan hy nie anders as om vir sy vriend en die sport selflief te bly. Rose was 4 warm met sy setstok en die voorloper na die eerste en tweede ronde, maar sy setstok het Saterdag ijskoud geraak, wat 'n frustrerende telling van 75 in die derde ronde tot gevolg gehad het. Die 44-jarige Engelsman het Sondag weer sy ritme op die setperke geving en 10 voetjies aangeteken. Rose, 'n Olimpiese kampioen wat die Amerikaanse Ope in 2013 gewen het en verlede jaar tweede in die Britse Ope geëindig het, sê hy is in hierdie stadium van sy loopbaan besig om sy reeds indrukwekkende CV verder uit te brei. Parel Gymnasium en die Afrikaanse Hoërseunskool Affies in Pretoria het Saterdag die laure gedeel. Die spanne het in 'n klipharde wedstryd 16 elk aangeteken. Die laaste keer dat die twee spanne gelyk opgespeel het, was in 2015, toe 22 punte elk aangeteken. Net soos in 2023 het die Hoër Landbouskool Oakdale op sy tuisveld vir opskudding veroorsaak deur die Paarliete met 28-26 te wen. Die Hoërskool Stellenberg moes in ras rugby opdus voordat hy met 24-10 oor Wynberg geseëvier het. Paul Roos Gymnasium het Grey High School van Kaberra met 37-7 Stellenbosch gewen. Elders het 'n begeesterde span van die Hoërskool Outeniqua van George met 18-29 teen Grey van Bloemfontein verloor, terwyl die Hoër Landbouskool Boland met 21-18 met die South African College High School gewen het. Die Lions en die Titans is die seisoen Suid-Afrika se meerdag cricketkampioene. 'n Pykhonderdtal deur die 19-jarige Luandri Pretorius het aangeteken 114 van 290 balle en 'n vennootskap van 140 lopies tussen hom en Rivaldo Monsami. Hy het 79 van 193 balle aangeteken. Om die 5de paaltjie het die Titans waarskynlik van 'n nederlaag gered. Die Titans met die talentvolle Pretorius aan die voorpunt het vasgeskop en die onbesliste uitslag wel afgedoen. Netbal Suid-Afrika en Netbal Nieu-Seeland het bekend gemaak dat hulle nasionale netbalspanne mekaar die stryd
sal aan sê, die reeks is deel van die Proteas se voorbereiding vir volgende jaar se Statebondspele in Glasgow. Die Silverfarings en die Proteas sal op 21, 24 en 28 September om die Tahini Jamison Trofee in toetse meeding. Nieu-Seeland is tweede op die wêreldranglys en Suid-Afrika lê in die 5de plek. Suid-Afrika het in Januarie in Kingston 'n reeks in Jamaica met 0-3 verloor. Suid-Afrika kon Nieu-Seeland nog net een keer klop met 59-57 in 1995 se wêreldbeker toernooi in Birmingham. Die span het al 37 keer teen mekaar gespeel. Die hoogste totaal wat die Proteas kon opstel was 60 punte in 2019 toe hulle met 60-62 punte teen Nieu-Seeland verloor het. Die swemmer wat kwalifiserende tye vir die Singapore in die baai behaal het, is Pieter Kotse in die 50 meter, die 100 meter, 200 meter rugslag en die 50 meter vryslag. Matt Sates het gekwalifiseer in die 200 meter individuele wisselslag, Rebecca Meder in die 200 meter individuele wisselslag en in die 200 meter borsslag. Kylene Corbett het gekwalifiseer in die 200 meter borsslag. Chris Smith het in die 50 meter borsslag gekwalifiseer, asook Michael Hull in die 50 meter borsslag. Erin Gallagher het in die 50 meter vlinderslag gekwalifiseer om in Singapore deel te kan neem. Mikolas Alenka van Litouwe het Sondag sy eie wêreldrekord in diskus gooi met 'n poging van 75.56 meter verpletter in dieselfde stadion waar hy die vorige rekord 'n jaar gelede behaal het. Die rekord was vroeër die week in gevaar toe Matthew Denny van Australië Donderdag in Ramona die tweede verste gooi in diskus gooi geskiedenis aangeteken het met 'n rekord van 74.25 meter. Denny, die Olimpiese bronsmedalje wenner, moes Sondag die knie voor Alekna buig met 'n beste poging van 74.78 meter, wat wel die vorige rekord van die Litouer oortref het, maar hy was tans die naaswenner. Kurtley Arendse het in Desember by die Dynabors aangesluit en het goue angel op die aanval van hierdie span geword. Die plan is dat hy eersdag weer by die bulle aanmeld vir die laaste deel van die VRK. Rathbone sê Arendse, wat 28 jaar oud is, wat in 24 toetse vir Suid-Afrika gespeel het, sedert hy in 2022 sy buiging vir die bokke gemaak het, is tot Junie 2026 by die bulle gekontrakteer. Die Dynabors is tans 9 uit 12 spanne op die puntelys van die Japaneese Liga, na hulle sege van 38-28 Saterdag oor Jesse Kriel se Cannon Eagles. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal die voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons Weerburg vir die streek lyk so: Messina 21-32, Polokwane 15-25, Lephalale 19-32, Mbombela 18-28, Mahikeng 16-25, Pretoria 15-24, Johannesburg 19-29, Ermelo 12-25, Richards Bay 18-21, Pietermaritzburg 14-16, Durban 18-19, Port St. John's 16-18, Bethlehem 10-13, Bloemfontein 11-20, Allewal Noord 12-19, Welkom 14-17, Vryburg 14-23, Kimberley 15-22, Appington 17-28, Prieska 13-24, Springbok 12-25, Karasburg 14-25, Keetmanshoop 17-27, Mariental 20-30, Alexanderbaai 15-21, Brandvlei 12-24, Loederitsbaai 16-25, Vredendal 14-27, Kaapstad 16-20, Sutherland 6-18, George 13-18, Jeffreys Bay 14-20, Geberra 13-23, Graafreinet 8-18, Oos-London 12-21, en laastens de Aar 10 in die oggend, 22 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R18.87 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.93, die euro verhandel teen R21.41, die pond kos R24.88, die yen kos 13 sent. Die prys van silwer is $32.29 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $3,208
per fyn ons. Die prys van Brent olie is $64.74 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag, as jy val, is dit 'n ongeluk, maar as jy bly lê, is dit 'n keuse. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir julle toegewens.